Hoekom word jy so kwaad? Jy moet onthou, kwaad word is 'n sekondêre emosie. Daar het iets gebeur met jou, daar sit frustrasie, ek voel ek word te nagekom, ek kry nie my sin nie, dan word jy kwaad. Saam met kwaad loop downheid, lang gesig, ek is moedeloos, ek is nie lus nie, ek is net, ek wil wegkom, ek wil maar liewerste doodgaan. So aan die ene kant is jy kwaad en aan die ander kant is jy down. Nou, kwaad word is iets wat so deel van ons lewe is, ons word so maklik kwaad. Ons word net sommer kwaad, en ek dink baie keer beplan ons kwaad. Want ons sê, ek kan so kwaad word as hulle daai deur sluit. Ek kan so kwaad word as hulle voor my inry. Ek kan so kwaad word as daar nou 'n ding is wat my kwaad maak. Dan sal ons die ding sê. So eintlik het jy vooraf besluit, as hierdie ding gebeur, gaan jy kwaad word. Sê maar jy sit vir daai selfde goed en sê, jong, as hierdie ding gebeur, gaan ek vir daai persoon bid. Ek gaan my hande op hulle lê en ek gaan vir hulle bid. As hierdie ene iets sê, gaan ek my hande op lê en ek gaan vir hulle bid. En sê maar jy besluit vooraf dat jy nie gaan kwaad word nie. Die probleem is, ons dink ons het reg om kwaad te word. Hoor wat sê Jakobus 1, vers 19, my geliefde broeders en susters, wees altyd gou om te luister, en nie gou om te praat nie, nie te gou om kwaad te word nie. So hy gee eintlik 'n goeie metode om nie kwaad te word nie, en dis om meer te luister en nie vinnig te praat nie. Want ons luister nog halfpad, dan is ek al klaar kwaad, want ek hoor wat daai ene sê, dan besluit ek, dis wat ek hoor, en dan word ek kwaad en word ongelukkig, en dan mis ek dit, en dan word ek kwaad. So, moenie te gou, jy moet gou wees om te luister, nie te gou om te praat nie, nie te gou om kwaad te word nie. Dan sê hy, vers 20, as jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Nou dink 'n oomblik, as jy nou so kwaad word en jy vloek en skel, is dit die Here wat dit sê. As jy nou kwaad word, sê ek slaat daai ou sommer dood, is dit wat die Here sê. As jy so kwaad word, hoor jy die stem van die Here. Nou, in Jesus, as ek vra vir mense, het Jesus kwaad geword, dan sê hulle, ja, nee, daar by die tempel. Ek dink nie so nie, die Bybel het nie so gesê nie. Jesus sê, ek het net gedoen wat my Vader sê, so hy het dalk daar uitgestap, en hy was ongelukkig gewees met hulle. Maar weet jy, Markus 3, kom Jesus, en dan sê hy, daar's 'n man met 'n verdorde hand, en hulle hou hom dop, wat gaan Jesus nou doen? Dan sê die Bybel, hy het hulle woedend aangekyk, en hy was bedroef. Weer woede, en ek bedroef. Woede, en ek is down. Want hy is kwaad vir hulle, en hy sê vir hierdie man, steek uit jou hand, en hier word hy gesond. So ons wil sommer kom sê, ja, maar Jesus het ook kwaad geword. Hy het nie kwaad geword omdat hulle hom te nagekom het nie. Hy het nie kwaad geword toe hulle hom kruisig nie. Hy het nie kwaad geword toe hulle hom beledig nie. Hy het nie kwaad geword toe goed gebeur nie. Maar hy het kwaad geword omdat mense nie wou toelaat dat God 'n wonderwerk doen nie. Hulle wou dit keer. Hulle wou iets teen Jesus kry omdat hy 'n man op 'n Sabbat wil gesond maak. En dan wonder ek, waaroor is jy kwaad? Nou sê Jakobus, as jy kwaad word, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Nou ek sien dit in my eie lewe, as ek kwaad word, dan doen ek glad nie wat die Here sê nie. Dan doen ek wat ek wil. Dan haal ek my woede uit. En nou sê mense, daar verloor ek my meer. Jy het nie meer verloor nie, jy het hom gevind. Dis wat jy gedoen het. Want jy het hom gevind, nou het jy hom gekry, jy was nooit kwaad nie, daar gebeur 'n ding met jou, dadelik is jy kwaad. En jy moet onthou, dis 'n sekondêre emosie, en jy doen nie wat die Here sê nie. As jy so kwaad is, praat jy so met jouself, dat jy nie God se stem hoor nie. Daarom is dit baie belangrik dat jy moet kalm raak, stil raak, sodat jy kan hoor dit wat die Here sê. Dan hoor jy God praat, en jy doen dit wat die Here sê. Maar as jy kwaad word, kan jy nie doen wat die Here sê nie. Inteendeel, ek dink dit maak dat jy in die tronk beland. Ek dink dit maak dat jy in groot moeilikheid kom. Ek dink dit maak dat jy groot hartseer veroorsaak, omdat jy kwaad word. So ek jou vra, moenie kwaad word nie. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat U ons help. U woord sê, as ons in sonde bely, is U getrou en regverdig, om ons te reinig van alle ongeregtigheid. Here, dan bely ons word maklik kwaad. Ek word sommer kwaad, want ek voel te nagekom, ek is frustreer, ek kry nie my sin nie.
Maar ek wil bid dat U ons sal help, dat ons nie sal kwaad word nie. Vergewe ons woede, reinig ons van hierdie woede. Dankie dat U ons liefhet in U naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.